In Markus 10 vers 32 tot 34 hoor ons dat die Here Jesus voor die mense wat by hom was, na Jerusalem uitgeloop het. Dit het sy disippels baie ontstel, hulle selfs bang gemaak. Vorige kere wat Jesus in Jerusalem was, wou die Jode hom doodmaak, en wat sal met hulle op hierdie pad agter Jesus aan gebeur? Hulle het dus al stadiger begin loop en agter geraak. En dan gaan staan Jesus en wag vir hulle. En as hulle by hom kom, dan vat hy sy disippels eenkant toe en vertel hulle presies wat in Jerusalem gaan gebeur. Het is duidelik, die Here lei ons soms op paaie wat ons eintlik te bang is om te loop. Hy lei ons na plekke waar ons glad nie wil wees nie. Die Here Jesus het presies geweet waarom dit nodig was dat sy volgelinge op hierdie moeilike pad saam met hom moes loop. En al was Jesus se disippels baie bang en onseker, selfs ontsteld oor alles wat voorgelê het juis dit wat in Jerusalem gebeur het, hul hele lewe verander. Die kruis en opstanding van die Here Jesus het vir hulle 'n nuwe lewe gebring. As die disippels na Jesus se kruis en opstanding die goeie nuus van Jesus vir mense vertel, word hulle gevang, gedreig en geslaan. As hulle vrygelaat word, lees ons Handelinge 4 vers 29 tot 31, dat hulle bid dat die Here vir hulle die genade sal gee om met vrymoedigheid die goeie nuus in Christus te verkondig. Die disippels was baie bang dat hulle Jesus na Jerusalem moes volg. Maar dit wat daar gebeur het hul hele lewe verander en hul vrygemaak om nou presies te kon doen wat die Here van hulle vra. Kan die Here dit wat nou vir jou so ontstel op jou pad saam met Jesus ook gebruik om jou hele lewe nuut en vry te maak?